Ons baie welkom hierso. Maar die welkomste persoon in ons midde is die Heilige Gees. Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. Daarom kan ons sê, Heilige Gees, U is welkom in ons midde. Nou ja, ek het 'n bietjie ander manier van bediening as wat die moontlik aan gewoond is. Want ek gee baie skrif en julle gaan onmoontlik nie alles onthou nie, maar weet, wanneer jy sien en wanneer jy hoor, dan het dit meer 'n effek in elk geval. Nou ek wil vanoggend met julle praat oor die verhoog optrede. Ons almal trap spore in die lewe. Die lewe is 'n spel waarin elkeen van ons 'n rol vertolk. En daai spore wat ons trap, sê iets van ons. Dan ook ten opsigte van ons sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So met ander woorde, luister na mense se gesprekke en jy kan al 'n groot gedeelte ervaar wat is in hulle wese gevestig. Ek hoor die verhaal hier in die koue lande waar daar baie sneeu is 'n man, hy was so bietjie lief om saam met manne te kuier in die kroeg. En dit het spesifiek die dag baie gesneeu en hy's na werk, is hy toe nou op en saam gaan kuier daar in die kroeg en nou sit hulle en hulle is besig om hulle drankies te drink. En hy voel iemand pluk hier aan sy jas en hy kyk af toe sy ou seentjie. Hy sê vir hom, nou hoe het jy geweet ek is hier? Hy sê, pa, ek het jou voetspore in die sneeu gevolg. Pa, ek het jou voetspore in die sneeu gevolg. So ons moet besef, daar's baie dinge wat 'n invloed op ons lewe het. Ons grootwordproses, dalk seer gekry op skool, dalk geboelie, omstandighede, politiese onstabielheid, die verval van ons land en al sulke dinge het 'n invloed op ons innerlike mens. Maar ons mag nie toelaat dat dit wat ons van buite af beïnvloed, ons dat uitgaan. Ons het 'n hoop in Christus Jesus ons Here. Hy sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van voorspoed en nie van teëspoed om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die rolvertolking is 'n lewensdrama wat ons opvoer. Dit behels elke mens se optrede, elke oomblik van elke dag, van begin tot einde, en alles wat ons sê, wat ons doen en wat ons dink. So met ander woorde, ek is besig om hierdie teater, is ek besig, wat my lewe wat ek lei, is ek besig met 'n rolverdeling in hierdie teateropvoering. En die wêreld is die toeskouers. Die wêreld buitekant kyk na die kerk. Ek wil vir julle sê, as almal in Heilbron vandag in 'n kerk moes gewees het, is hier nie plek vir almal. Hier is nie plek vir almal. So eers is daar iets dat die kerk het sy missie en sy doel verloor. En die wêreld is die toeskouers wat kyk na die rolverdeling wat ons vertolk en dit beoordeel met kyk na die gelowige. Ek wil nie soos daardie pastoor wees, ek wil nie soos daardie gelowige, hulle boe die kerk. Of 'n yes, kyk maar daardie man, kyk maar daardie vrou, hulle voetspore is navolgingswaardig. So met ander woorde is die 2 faktore wat ons in gedagte moet neem. Nou dit hang baie af wie ons rolvertolking van die lewe beoordeel. Ons sal dit later sal jy meer verstaan wat ek hierso bedoel. Kom ons kyk hoe Bybelfigure, hulle lewensspel, hulle verhoog optrede, vertolk het ter wille van God se koninkryk, naamlik die eerste plek Jesus en dan ook die apostels. Jesus die Christus. Die Christus beteken Jesus die redder, Christus die gesalfde seun van God. Liefde was God se hart. Dit was sy passie en dit is nog steeds sy hart en dit is nog steeds sy passie. Johannes 15 vers 11 en 13 in die ou vertaling. Dit het ek, dis nou Jesus, dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Wat sê Jesus hierso? Hy noem die navolgers van Christus sy vriende. Hy is nie ons maatjie nie, hoor vir my baie mooi. Hy is nie ons maatjie nie, ons het respek vir hom as vir sy naam, maar ons kan sê, ek nou so 'n bietjie, net so 'n bietjie humor ingooi. Hulle vertel van die pastoor, baie lank in die gemeente. En hulle is nou al 'n bietjie moeg vir hom. Dan kom die pastoor en sê, hoor die broer en suster, ek het 'n beroep ontvang, jy moet saam met my bid,
of ek die beroep het aanvaar. Kom hy, nee, my vriend Jesus het gesê nee. So is dit by herhaling en op 'n stadium, toe kom hy weer, hy sê nee, my vriend Jesus het gesê ja, en die gemeente bars uit, wat 'n vriend het ons in Jesus, jy weet. So, hy noem ons sy vriende. Gehoorsaamheid, met ander woorde, eerste is liefde. Gehoorsaamheid is Jesus se lese. Hy kom hier in Filippense 2 vers 8. En in gedaante gevind as 'n mens. Met ander woorde, uit hy sy hemelse woning het Jesus as 'n mens na aarde toe gekom. Wat ons moet besef, Jesus het as mens, volkome mens na aarde toe gekom en nie as God nie. Dit mag jy dalk skok. Maar hy sê die totaalheid, sy godskap eenkant gesit om met ons empatie te hê, dit wat ons deurgaan in elk geval. Hy was volkome mens. En hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Johannes 6 vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Met ander woorde, ek is gehoorsaam aan my Vader. Standvastig in Jesus se oortuigings. Hy het geen kompromie aangegaan nie. Johannes 6 vers 56, 60 en dan 66 tot 86. Hy sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hier verwys hy eintlik maar na die nagmaal. En baie van sy disippels, let wel, sy disippels, sy volgelinge, en baie van sy disippels het gesê toe dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. En wat sê Jesus? Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. U die woorde van ewige lewe. Sommige sê, hierdie woord is te hard. Maar hier kom Simon Petrus, en Simon Petrus was juist die een wat hom verloon het aan die einde van die dag. Hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. En die kerk boe Jesus aan die kruis. Hoekom sê ek so? Matteus 7 vers 41 en 42. En so die owerpriesters saam die skrifgeleerdes, die kerkleiers van daardie tyd, saam die skrifgeleerdes en ouderling gespot en gesê, nou is Jesus aan die kruis, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Die kerk is besig om Jesus te boe aan die kruis. Waar is die ware God? As die ware God is, kom af en bewys jouself. Dan kom ons dan by die oorwinning van Jesus deur sy opstanding, Lukas 34 vers 34. Die 11 disippels, dis Judas nie meer daar nie, hoor. Judas is dood. Die 11 disippels wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn, dis maar Petrus. Lukas 24 vers 36, en terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Ek dink, dit moes iets vir 'n wow ervaring vir hulle gewees het. Hierdie Jesus wat gesterf het aan die kruis, hierdie Jesus wat hulle begrawe het, hierdie Jesus wat hulle eenkant gelos het toe hy alleen gevange geneem is, hier staan hy in hulle midde en hy sê, vrede vir julle. Hulle was in 'n vertrek en alles was gesluit. En hy kom, want hy het 'n verheerlikte liggaam, hy kom deur die mure en hy staan in hulle midde. Dan die triomf van Jesus se opvaring na die hemel, na sy Vader en ons Vader. Nou, die apostels se ervaring op die verhoog van die arena. So met ander woorde, was Jesus se verhoog optrede. Nou kom ons by die apostels se ervaring op die verhoog in die arena. Paulus ten opsigte van hulle bediening. Hier is Paulus besig. As 'n mens gaan lees wat Paulus alles moes deurgemaak het ter wille van die evangelie. Hy was op see gewees, hy was geslaan, hy was in 'n boeie gewees, hy was gestenig. So, Paulus het nie 'n maklike lewe gehad nie. Nou kom Paulus ten opsigte van hulle bediening, die apostels se bediening. In 1 Korintiërs 4 vers 9, ek lees uit die Multi-vertaling uit. Dit lyk my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee. Here het ons so 'n bietjie eenkant gesit.
wat nie 'n lekker plek is nie. Ons, die gestuurdes met volle mandaat van Christus. Met ander woorde, Christus het aan die kerk die volle mandaat gegee. Dat ons sy verteenwoordigers op aarde kan wees. Dat ons kan sê, Jesus lewe, God die Vader het jou lief. God wil hê dat jy tot redding kom. God wil hê dat jy sy ewige koninkryk sal beerwe. God wil hê dat jy 'n vervulde lewe op aarde sal hê. Ons die gestuurdes met volle van die mandaat van Christus uitgewys as die heel laaste. Asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Die dood veroordeel is. So met ander woorde, Paulus kom hierso en hy maak sy hart oop. Hy sê ons kry swaar. Ons is in die koninkrykswerk van God, maar dit is nie maklik nie. Soos ter dood veroordeel. Nou, dan gaan Paulus verder deur te sê, ons het immers, hoor mooi, 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele, dis die hemelse boodskappers, sowel as vir mense. Met ander woorde, hierdie teateropvoering, ons is 'n skouspel wat ons geword het. En dan die volgende is maar net so 'n prentjie ten opsigte van die vervolgde Christene in die Romeinse arena, want hulle die Christene in die arena gegooi en wilde diere op hulle losgelaat om hulle te laat verskeur in elk geval. Nou hierdie skouspel was nie net beperk tot die apostels nie, maar ook ons as Jesus se volgelinge. Nou broer en suster, ek wil vir jou sê, ons het dit dalk te maklik in Suid-Afrika. Ons kan hier aanbid sonder vervolging. Ons kan die Here loof sonder vervolging. Ons kan van hom getuig sonder vervolging. Ja, ons kry partykeer teestand van ons werkers of selfs medegelowiges, wat dit ook al sê. Maar ons het dit eintlik maklik. Eintlik dalk te maklik. Hulle het eendag gepraat met vervolgde Christene hierso in die Arabiese lande. Toe sê hulle, ag, ons wens so dat ons julle kan bied wat ons as westerlinge het in die Christelike lewe, die vryheid. Wat sê die vervolgde Christene vir hulle? Nee, ons stel nie belang nie, want julle het dit te maklik. Julle het dit te maklik. Hebreërs 10 vers 32. Maar onthou die vorige dae waarin julle, dis nou God se volgelinge, toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling, die multivertaling, onder groot worsteling en lyding volhard het, dit deur 'n groot lydingsworsteling deurstaan het. Met ander woorde, wie van u worstel soms met jouself? Amen. Ons as gelowiges, daar kom tye in ons lewe wat ons met onsself worstel. Partykeer is ons self dalk ons grootste vyand. Maar dan moet ons ook besef dat dit is maar die aanslag van die duisternis wat ons wese wil indring. Nou kom ons terug na die hedendaagse kerk, tussen aanhalingstekens se optrede, ons, die liggaam van Christus. Mense betaal om na opvoering te gaan kyk. En wanneer ek betaal het vir 'n opvoering, soek ek waarde vir my geld. Ook word die kerk met 'n valkoog dopgehou. Wat het Paulus sê? Die wêreld, die engele, die hemelse boodskappers, demone en God se engele en die mense. So die sondige wêreld kyk na die gelowige. Die engele en die duiwels kyk na die gelowige. En die mense evalueer die spore wat ons trap. Nou, elke toneelopvoering het sekere bedrywe. Jy kry 'n eerste bedryf, 'n tweede bedryf, 'n derde bedryf, 'n vierde bedryf, wat ook al die geval is. Die gordyn sak en op die verhoog agter die gordyn word die dekor verander. En dan lig die gordyn en daar's 'n ander toneel. En dan sak die gordyn weer en die dekor word verander agter die gordyn en die gordyn lig op en daar's weer 'n ander toneel. En die gehoor sit in spanning en in afwagting om te sien wat met hierdie bedryf gaan gebeur. Met elke daaropvolgende bedryf. En die eerste bedryf, die kerk, 'n skouspel vir 'n sondige wêreld as toeskouers. Ekskuus, ek net teruggaan. Die wêreld en demone juig. Die gelowiges sidder. God se engele, wag ek nou nie seker maak hierso. Ja, die eerste bedryf, die kerk, 'n beskouspel vir 'n sondige wêreld as die toeskouers. Nou kyk die sondige wêreld na die kerk. Die wêreld, die sondige wêreld, die demone juig, die gelowiges sidder, God se engele bedek hulle gesigte, Jesus kyk na sy deurboorde hande en hy sê, is dit hoe my kerk lyk?
Die prys wat ek betaal het. En kyk hoe lyk hulle. En die demone juig. Hulle sê, dit is te lekker om te sien. En dan, die gevolge. Filippense 3 vers 18 en 19. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Broer en suster, ons moet weet, die valse profeet is in ons midde. Die valse profeet is in die kerk. Die valse profeet gaan om al hoe meer na vore kom, soos die eindtye nader kom. Hy sê hulle wandel as vyand van die kruis van Christus. Filippense 3 vers 19. Die verderf is hulle einde, die maag, dis uit die multivertaling uit. Hy sê die verderf is hulle einde, die maag, hulle liggaamlike begeertes is hulle God. Hulle skande is hulle trots, is trots op dit waarvoor hulle behoort te skaam. As aardsgesind dink net aan die aardse dinge. So met ander woorde, hulle het geen belang nie. Die wêreld het hulle ingesluk. Die tweede bedryf, die maskerdraers, die wat 2 rye spore loop. Wêrelds, godsdienstig, selfregverdigend met valse verwagtinge. Ek is in Vredefort in die gemeente. Jy weet ek al afgetree, maar ek was 'n maand afgetree, toe vra hulle my om te kom help in Vredefort. En ek kom by een van ons broeders uit. Onverwags. En daar is toe dinge wat daar lê, wat nie vir my aanvaarbaar is nie. Ek sê van Willie, in hierdie dinge, dis mos nie goed in die oë van die Here nie. Hy sê vir my, ja pastoor, dit is so. Hy sê, maar die Here sê ons moet na hom toe kom, net soos ons is. Ek sê, dis 'n waarheid. Maar God sê, jy moet nie bly soos jy is nie. Daar's 'n pad van groei. Daar's 'n pad van heiligmaking. En ek wil vir sê, broer en suster, ons moet met die jong gelowiges simpatie hê. As nog babas. Hulle nog gevoed word. Hulle nog gedra word. Ons moenie te hard oordeel oor hulle nie. Hulle is nie op die vlak vir ons wat nou al 'n pad geloop het nie. Nie dat ek al volmaak is nie. Nie dat enige een van ons volmaak is nie. Ons het ons tekortkominge. Maar dat ons met die baba gelowige empatie en simpatie sal hê en hulle kan optel in tye wat dit moeilik met hulle gaan. Die wat die woord by hulle lewenswyse wil aanpas en nie hulle lewenswyse by die woord van God nie. Met ander woorde, ja, die Here sê ek kan maar kom soos ek is, waarheid, maar hy sê nie bly soos jy is nie. So met ander woorde, dit wat in die woord staan, wil ek maar so 'n bietjie verdraai om maar net vir my dit makliker te maak. Titus 1 vers 16 multivertaling. Hulle gee voor, bely dat hulle God ken, maar hulle dade weerspreek dit. Hulle is verfoeilik, dis 'n verskriklik harde woord. Hulle is verfoeilik en koppig, onooreetbaar en deug vir geen goeie werk nie. Nie geskik vir enige goeie werk nie. Dis die oordeel of die uitsprake, sterk uitspraak ten opsigte van hierdie wat 2 rye spore loop. Die toeskouers, die duiwels en die sondige wêreld gee hulle thumbs up. Gee vir hulle high five. Ons like julle. Ek gaan nie die naam noem nie, 'n dominee in Parys. Hy het hom die naam Klippies gegee. As gevolg van die klipdrif. Ja. As gevolg van die klipdrif. Broer en suster, as ek, hoor vir my nou baie mooi. Ek gebruik geen alkohol nie. As ek, en vir jou skroom, enige dominee, dat hulle funksies, dan loop hulle met die biere en die drank in die hande. Wat se getuienis het jy? Wat het ek as 'n gesand van God se getuienis, as ek gaan 'n glasie wyn my die hemel uithou? Nee. Gaan 'n bier my die hemel uithou? Nee. Maar ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die wêreld aan buitekant. Ek het baie jare, ek was eers 45 voor ek bediening toe gegaan het. En ek verkryg oor die jare verkryg oor gewerk en dan ons funksies. En ons het 'n alkoholist gehad in ons midde, baie goeie werker, maar daai tyd het die kroeg 10 uur oopgemaak, 10 uur het Kobus verdwyn, en dan so kom hy 11 uur terug, maar hy het sy werk gedoen, alhoewel hy net so 'n bietjie onder die prop gewees het. In elk geval, en nou staan ons by die funksies wat hulle nou aanbied,
Staan ek met 'n glas wyn in my hand en Kobus kyk na my, ek gee hom eintlik toestemming. Dit was nie pastorie hoor, ek was doeteenvoudige werker geweest. As Eddie as gelowig kan drink, hoekom nie ek nie? Ek het 'n verantwoordelikheid. Nou drink ek en my vrou 'n wyntjie by die ete, is dit verkeerd? Nee. Maar nou nooi een van die gemeentelede my, pastoor, ek is siek. Wil nie vir my kom bid nie, en ek bid en hy ruik drank in my asem. Ekskuus, ek het nou so 'n bietjie afgedwaal. Die wêreld sê yes, gee vir hulle 'n high five. Dan God se engele slaan hulle hande saam. En Jesus vra die vraag, sien my kerk nie? Die waarheid, die prys wat ek betaal het aan die kruis, sien hulle nie? En die gevolge, 2 Timoteus 3 vers 5, die Motti-vertaling, as nog die uiterlike skyn, 'n vertoon van die godsdiens, 'n persoonlike verhouding met God hê, maar die krag van die godsdiens daarvan sal nie ken nie, sal dit ontken. Bly draai van sulke mense af. Dis 'n kraswoord hierdie. Moet ons met almal maar net doeteenvoudig hand op die blaas gaan staan? Nee. Hy sê draai jou van hierdie mense af. Hulle is besig om jou in die afgrond in te lei. Kies jou vriende. Jy kan nie jou familie kies nie, jy kan ten minste jou vriende kies. Die derde bedryf, die kindergarten, kindertuin. Lukas 7 vers 31-32. Toe sê die Here, waarmee sal ek dan die mense van hierdie geslag vergelyk en waaraan is hulle gelyk? En hy sê hulle is net soos kinders wat op die mark sit en mekaar roep en sê ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle klaaglied gesing en julle het nie gehuil nie. En Paulus 1 Korintiërs 3 vers 1 in die ou vertaling, en ek broeders, kon nie met julle spreek nie soos met geestelike mense nie, maar soos vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Broer en suster, die kerk is nog in sy kinderskoene. Die kerk is nog in sy kinderskoene. Hulle kan nog nie die vas. Ekskuus, ek is dalk trap bietjie op tone vanoggend, maar dit is nodig dat ons hierdie dinge hoor. Die kerk is in sy kinderskoene, daar's nie hierdie heiligheid wat ons wil bring nie. Ja, ek sê ek het my foute, ons almal het ons foute, maar ons sê Here, ons gee dit vir u dat u ons sal help. Hy sê ek wil hier vaste spys gegee het, maar julle moet nog met melk gevoed word. 1 Korintiërs 3 vers 2. Ek deel met melk gevoed nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. En ek praat nie net van ons gemeente hier, ek praat van regoor. Ek het daar maar baie gemeentes bedien. Voltyds en deeltyds. 1 Korintiërs 3 vers 3, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel nie na die mens nie. Daar was 'n gemeente wat ek in gedien het, groot gemeente. Dit was nie in my tyd die geval nie, maar daar met kerkraadsvergaderings, dat die broers hulle baadjies uittrek en wil vuis slaan met 'n kerkraadsvergadering, wanneer vir mekaar verskil. Dan sê mense, Here, dis nou kerkraadslede. Dis die manne wat vir ons die weg moet aandui. Jy tweedag, jy is so vleeslik en wandel nie na die mens nie. Ek kom vir die skroon op 'n tydelike basis vir 3 maande. Hulle vra my of ek nie sal aanbly nie. En ek en my visievoorsitter op daai stadium, maar pastoor Dries van As was die voorsitter van die streek. Hy sê toe vir ons, my Eddie, Kobus, moenie te gou 'n kerkraad kies nie. Ons sal as streek die dien as julle oorhoofs en dan kyk na 'n jaar. Prys die Here, ons het gewag. Want toe kon ons die mense leer ken, want die wat ek en Kobus op die kerkraad wou gehad het, dit sou nag gewees het. Dit sou nag gewees het. Jy weet die groter ooms wat die geld het en wat wil manipuleer. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15. Die ou vertaling, ek het hom verkort. As iemand op die fundament, Jesus, bou met hout, hooi stoppels, sal elkeen sy werk aan die lig kom, wat die dag sal aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word.
Die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Broer en susters, dis gevaarlik. Of voluit vir Christus, of glad nie. Dis gevaarlik om twee rye spore te loop. Die probleem waarmee die kerk vandag worstel is dat die wêreld die kerk infiltreer het, in plaas dat die kerk die wêreld infiltreer het. Ag, my broer, kom nou maar net. Kom maar soos jy is. Ag, ons help, ons omhels almal in elk geval. Ek wil vir julle sê toe ek in Viljoenskroon kom. Hoe het Judy gesê ek is 'n korrelkop? Dus die voorsangers en die gitaarspelers is dit mense wat saam bly. Dis sê ek, Kubai, dit werk nie so nie. Ons was 24 toe by die gemeente begin het. Na ek hulle aangespreek het, eindig ons met 11. Want hulle pelle en hulle het my uitgehaal op Facebook hoor, moenie 'n fout maak nie. Maar ek is daar weg toe ons 80. Ja. Jy gaan nie kompromie aan nie. As jy in 'n leiersposisie is, het jy 'n groot verantwoordelikheid. Voorsanger, sonneskool, maak nie saak wat 'n kerkraadslid. Ons moet die sout en die lig na buite wees. En die toeskouers, die wêreld, demone en engele sal verstom. Hierdie kind van God is nog vis, nog vlees. Maar God se genade is groot. Die vierde en die laaste bedryf. Die wat God in gees en waarheid aanbid. Wat beteken dit? As ek 'n verhouding met God het en ek maak 'n fout, wat gebeur? Die duiwel kla my aan. Amen. Jy voel skuldig, jy voel ek het God verloon. Maar nou kom God se gees en hy is oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. Hy kom sit sy arms om jou. En jy kry sy vrede dat ek vergifnis by God die Vader het deur Jesus Christus my Here. Want sy gees het in my gees ingespreek. Ek besef ek het 'n fout gemaak en ek kom na die Vader toe en ek sê, ja, Vader, ek is jammer. As ek een van u benadeel het, willens of wetens, en die gees van God sê vir daai broer van jou, jy is jammer, alles ek onskuldig, dan gaan ek na hom toe sê, my broer, ek is jammer dat ek jou te nagekom het. Want wat God in gees en waarheid aanbid, Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, nie môre nie, nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Johannes 4 vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Daar's een waarheid en dis die woord van God. Geen ander waarheid nie. En ons kan ook nie daai woord gaan verdraai nie. En die toeskouers, die engele, en God juig, terwyl die wêreld en die demone boe die ware kind van God. Maar elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Selfs die demone sal sidder op hulle knieë en ons sal bly dat Jesus die Christus is. Ons doen dit nou. Broer en suster, hoor vir my. Ons doen dit nou. Ons gaan nie nalat nie. Ons gaan nie die duiwel ons kom beroof nie. Ons gaan nie die seën van die Here mis nie. En sê Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hoor mooi wat sê hy. Die Here jou God is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Dis wat God oor die kind van God sê. Wanneer ons oopmaak en sê, Here, hier is ek. Die wêreld, God se engele en demone het al die bedrywe beleef. Asook mense. Watter bedryf het hulle waarde vir hulle geld aangebied? Het God se lig deur ons vir hulle deurgebreek? Jesaja 24 vers 15, Joshua, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroor kan doen uitvraat gedien het,
of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak nie, as u kies om die wêreld te dien, dis u keuse, ek kan nie daarmee saamstem nie. Maar dat ons sê, Here, ek en my huis, dat die voetspore wat my kind in die sneeu loop, nie na kroeg toe lei nie, maar die teenwoordigheid van God. Vader, moeder, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Moenie net vir jou kind sê, ag, jy moet maar net glo nie. Wys hom, wys haar, wat is geloof? Wat is geloof? En hiermee sluit ek af. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Here, u sê almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Here, u sê ons beste dade is soos 'n verwerplike kleed. Maar dan weet ons daai verwerplike kleed met al die vlekke van sonde op en die bloed van Christus Jesus gekom en hy daai kleed wit gewas. Sodat ek in teenwoordigheid van God, my Vader, kan inkom en sê, Vader, hier is die kind. Ek het al weer 'n vlek toegelaat, gister, eergister, vanoggend, wanneer ook al. Ek vra dat u daardie vlek sal uitwis, my God. Dat as ek kom op 'n punt en 'n plek waar ek oortuig sal word, Here, van my kindskap, dat ek met dankbaarheid en blydskap sal sê, Here, ek dien u in gees en in waarheid. Ek wil die lof besing, ek wil my lewe aan u toewy, ek wil 'n ligbyt kan wees, ek wil soutbyt kan wees, en ek kan smaak gee aan 'n wêreld. Maar Vader, dit begin by my. Dan gaan dit na my kinders toe, dit gaan na my vrou toe, dit gaan na my familie toe, dit gaan na my kleinkinders toe. Dat ek kan sê, my oupa is 'n man wat die Here gevolg het. Die keer wat hy my kinders slaag gegee het, wat verniet was, wat nie reg was nie, kon ek na hom toe gegaan en sê, my kind, ek is jammer. Ek het jou onnodige pak slaag gegee. En hulle eer dat my pa kan sê, ek is jammer my kind. Ek het 'n fout gemaak. Vergeef my daarvoor. Here, dat ons hande om mekaar sal slaan. En sê, my boetie en my sussie, wanneer jy huil ek saam met jou. Ek wil jou vertroos, ek wil vir jou sê, God sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit maak nie saak wat eergister gebeur het, wat jy skuldgevoelens het nie. Let go and let God, wat Christus Jesus het jou vergewe. Het 'n toekoms, 'n ewige koninkryk, en ons is nou al reeds in daardie koninkryk ingebore, Here, maar hy gaan tot sy volkomendheid kom, die dag wanneer Jesus kom, of die dag wanneer ek my kop neerlê. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek vra, word net bietjie stil, en praat jou hart uit, by jouself, met God die Vader, dat die Heilige Gees in jou gees sal inspreek. Maak oop. Moenie sekere kamers van jou hart toegesluit hou nie. Sluit daardie kamers oop, dat die Gees kan kom en die spinnerakke kan uitwis, die stof kan uitvee. Die Here praat met ons. Deur die hart met ons. Oortuig U ons. Kashalabande kudure bekende lekende karaseri by die hondane. In falakata sarabote lekende lekutu sakana bagate. In zendi tiribukutu blakata te bekete surbundu. Ek sien jou raak. Ek is lief vir jou. Moenie dat jou verlede jou toekoms bepaal nie. Moenie getuister word deur dit wat jy gedoen het, wat jy weet, wat nie vir my aanvaarbaar gewees het nie. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou ingeneem in die koning, my koninkryk. Ek wil jou die vervulde lewe gee wat ek bedoel het vir jou. En jy sal boontoe gaan en nie ondertoe nie, jy sal die kop wees en nie die staart nie. Here, ek seën hierdie gemeente. Ek seën van die oudste tot die jongste, van die grootste tot die kleinste, met die keur van die seëninge, Here. Dat die vreugde en die vrede van God en die seëning wat daar is in die woord, ons deel sal wees,
tot eer en verheerlik van U naam. Dat elke lidmaat wat hier uitstap, kan sê, Here, ek loop met my kop na boontoe. Ek kyk na dit, na die wêreld, en die wêreld kan sien, ek het 'n ontmoeting met 'n lewende God gehad. Dankie my Vader, in Jesus naam alleen. Amen en amen.